Ag nee man, ek is nie verslaaf aan die nie. Jy praat sommer ons nou 'n klomp bollie man. Ek kan die enige tyd los. En net so, nadat hy het 'n rukkie gelos het, hardloop hy weer terug na dit toe. En hy wil sê hy is nie verslaaf nie, ha? Goeiedag almal, ek is Carlo Jacobs en welkom by die 3de episode van die Vlam van Vreugde podcast. Vandag gaan ons praat oor verslawing. En daar is nie tyd verwag nie, so kom ons begin met die episode. Daar sy, ek is terug na 'n baie lang wag met die eksamens en alles wat aan die gang was, met al die leer en al die skryf van die vraestelle en alsin. Dis nou vakansie uiteindelik en die eksamens verby al 'n week terug. Maar ek is nou terug en ek doen nou nog 'n episode. Ek het episode 2 van hierdie podcast baie lank terug gedoen en nou is ons weer terug en ek is so opgewonde om vandag se episode te doen, want hierdie episode voel ek gaan baie goed wees en die Here het dit op my hart gelê om hierdie met julle te deel en my groot getuienis wat ook hieruit gaan kom. Ek is baie opgewonde om dit alles met julle te deel vandag. So, julle moet nou sit, kry vir julle popcorn en chips of iets om te drink, wat ook al, en luister mooi na wat vandag gesê gaan word, want ek dink baie mense het 'n probleem ook met die en baie mense soek ook antwoorde as dit kom by hierdie topik. En hulle het 'n klomp vrae miskien oor dit. So, luister vandag mooi en ek beloof vir jou, jy gaan dit nie wil mis nie. Ek voel die Here wil praat met iemand vandag deur hierdie episode, so dit is awesome. So vandag praat ons oor verslawing. Nou ek dink elkeen weet wat verslawing is, maar vir die wat wel nie weet nie, as jy sê maar nou iets gebruik of aktiwiteit doen of iets en jy hou dit aan gebruik en jy kan nie ophou met dit nie, jy kan dit nie los nie, jy kan amper nie aangaan sonder dit nie. Soos jy rook miskien iets en jy rook dit elke dag en jy kan net nie loskom van dit nie. Jy probeer, maar jy kan nie wegkom van dit nie, want jou liggaam is so gewoond aan daai ding al. Hy kan net nie loskom nie. Of miskien kyk jy 'n TV-series, of iets 'n sepie of iets, en jy kan nie loskom van dit nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie. Dit is wat verslawing is. As jy van iets nie kan loskom nie, en jy kan dit nie los nie, en jy kan nie normaal funksioneer sonder dit nie, dan is jy verslaaf aan dit. Ek weet dit tref miskien hard vir party van julle, maar dit is die waarheid. Maar wat sê die Bybel oor verslawing? Ek lees vir julle Levitikus 19 vers 4. Begeef julle nie tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die Here julle God. Nou ja, jy kan nou na my toe kom en sê, maar Carlo, Levitikus, come on nou, dit is nou die Ou Testament en jy weet, hulle praat nie daar oor rook en drink en al daai goed nie, hulle praat oor as hierdie beeltjies wat hulle vir hulle self gemaak het en hulle dit aanbid, of die baals van daai tyd, of hulle dit is Ou Testament, Carlo, en ja, ek stem 100% saam met jou, dit kom uit die Ou Testament uit. En baie van ons maak nie beeltjies en aanbid dit nie, ek stem saam. Maar stem jy nie saam met my, dat as jy iets voor God sit, is dit basies jou afgod nie? As jy meer tyd spandeer om daai sekere ding te doen, of daai sekere substance te gebruik, en meer tyd met dit spandeer, as wat jy tyd met God spandeer, dan is dit jou afgod. En die Bybel sê duidelik vir jou, moet nie vir julle gegote gode maak nie. Ek is die Here julle God. Dit is wat die Here daai tyd gesê het, en dis wat hy vandag ook sê. Ek is die Here julle God. Moenie enigiets anders julle God maak nie. Want jy gaan daar, jy kom by die huis na 'n lang dag, en in plaas van om net 'n bietjie te gaan sit, 'n bietjie te bid, 'n bietjie Bybel te lees, sit jy buite en jy rook. En dit is nie hoe dit moet wees nie. En ek wil graag ook 'n getuienis met julle deel, want ek is al ook deur die. Ek het, vanaf ek graad 8 was, het ek sigarette gerook. Nou, ek het dit eers agter my ouers rug gedoen, en toe eventually het hulle uitgevind, en toe koop hulle nou vir my, en ek rook, en al die goed, en so het dit aangegaan. Vanaf ek graad 8 was, so dit is 15. Vanaf ek 15 was, tot en met ek
laas jaar 17 was. Ek het gerook en ek het dit 3 keer al probeer los, maar al 3 die kere wat ek het probeer het ek konstant teruggegaan na dit toe. Ek het dit gestop miskien vir 'n dag of 2 of miskien 3 en dan net so boem, daar gaan ek weer terug. En ek gebruik 'n klomp verskonings oor hoekom ek teruggaan, van hoe ek kry swaar of my onttrekking is te hard en ek wil dit nie nou hê in die skooltyd nie, weet, en dan gaan ek terug en dan rook ek net weer. Elke middag as ek by skool as ek vir skool af teruggekom het ek kom rook. Elke oggend het ek gerook. En so deur die dag, as dit soos naweke is, het ek gerook en dit het, soos ek gesê het, dit het aangehou vanaf ek 15 was tot en met ek 17 was. Toe het ek nou laas jaar gekom en ek het laas jaar begin nader aan die Here kom en ek het meer my Bybel begin lees, ek het meer kerk toe begin gaan, ek het my hele geloof meer ernstig begin opneem. As jy verstaan wat ek sê, of begin vat, nie opneem nie, ek het meer ernstig begin vat. Nee, ek het meer ernstig geraak oor dit. En ek het verlang in my lewe Jesus net as 'n spaarwiel gebruik. Ek het kerk toe gegaan, maar ek het net kerk toe gegaan om bietjie kuiertyd met my chommies te hê, en omdat my chommies kerk toe gaan, het ek maar ook kerk toe gegaan, jy weet. Dit het nooit gegaan oor die Here nie. Dit was altyd net om in te pas, jy weet. En selfs al het ek kerk toe gegaan, het ek nog steeds gerook, en ek het nog steeds al hierdie verkeerde dinge gedoen. Ek is nie skaam om te sê, dat ek verslaaf was aan sigarette nie. Soos daai stem wat ek in die begin van die episode gedoen het, waar gesê het ek kan die enige tyd los, dit is presies wat ek ook gesê het. Ek het ook vir mense gesê, weet jy wat, ek is nie verslaaf nie, ek kan dit enige tyd net los. Nou die oomblik as ek het los, gee het net so 3 dae, maximum, dan is ek terug. En dan rook ek weer. En dis hoe ek was vir daai tyd in my lewe. Maar toe laas jaar het ek nou meer ernstig geraak en ek het die Here aangeneem. Ek het my hart weer vir die Here Jesus gegee. En ergens in November van laas jaar, November 2024, het ek my rookverslawing, het ek vir die Here gegee. En ek het gesê, Here Jesus, ek wil ophou rook. Here, help my. Heilige Gees, lei my. Want ek kan hierdie nie alleen doen nie. Ek kan hierdie nie sonder U doen nie. En ja, die onttrekking was nog steeds daar, want natuurlik my liggaam wou rook. My liggaam wil nog steeds gryp na 'n sigaret elke liewe minuut. Maar my gees wou dit nie doen nie. En hier so staan ons vandag, ons is al in Julie 2025 en ek het nooit weer teruggedraai na sigarette toe nie. Wow, die Here is regtig goed. Dit is hoekom ek so passievol vir die Here is vandag, hoekom ek my bes probeer om te lewe voluit vir die Here, want die Here het my uit 'n diep gat uitgered waarin ek was. Daai verslawing aan sigarette, waarin ek was, die Here het my hand gegryp, hy het my uitgelig en gesê, kom terug my kind, moenie daai doen nie, jy's 'n tempel van die Heilige Gees, moenie jou liggaam so opvoeter nie. En dit is nie om te sê hoe goed ek is nie, julle. Ek wil alleenlik net eer aan die Here Jesus gee, dat hy my daar uitgered het. En dis hoekom ek vandag hierdie episode kan doen. Want ek was verslaaf. Ja, ek was dalk nie 50 jaar verslaaf, ek was dalk net 2 jaar, bietjie meer as 2 jaar verslaaf, maar die punt bly staan, ek was verslaaf gewees en die Here het my uitgehelp, en ek glo, dat as die Here my kon uitgehelp het, kan hy jou ook uithelp. En ja, ek weet ek het myself nou expose vandag, met hierdie episode, en dis fyn. Dis my getuienis wat die Here vir my gedoen het, en daarom sal ek dit deel. Maak nie saak wat julle dink nie. Julle kan dit teen my probeer gebruik, dis fyn, ek gee nie om nie, ek is nie meer 'n roker nie, ek was, maar ek is nie meer 'n roker nie, en ek wil ook nooit weer wees nie, want weet jy hoekom? Want my pa is die koning van die heelal, my pa is die enigste lewende God, hoekom moet ek hierdie ander goed hê?
wil vir julle lees Johannes 5 vers 6 tot 9. En vir die wat die Saterdag woord gekyk het, so 2 weke ek dink terug, ek het hierdie ook gesê. Toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n baie lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was dit Sabbat. Hierdie het alles te doen met verslawing en daai verse wat ek vir julle nou net gelees het ook. Jesus het nie net na die sieke man by die bad van Bethesda gegaan en hom net onmiddellik gesond gemaak nie. Hy het vir hom gevra in vers 6, wil jy gesond word? En dit is wat ek wil praat, ek wil dit nou connecteer met verslawing vandag. Jy kan nie sê, Here, help my my verslawing te los, maar die binne in jou wil jy het nog steeds doen nie. Dis hoekom ek die vorige 3 kere toe ek sigarette wou los, dat ek dit nie kon los nie, want ek wou dit nog nie los nie. Ek het my net gesê, ek wil dit los, sodat ek mense kan tevrede stel. Jy weet, my ouers, van my vriende, net sodat ek hulle tevrede kan stel. Ek wou dit nie regtig los nie, en ek het dit nie vir die Here gegee nie. Maar laas jaar in November, toe ek dit vir die Here gee, toe wou ek dit los, 100%. So as jy vir die Here sê, Here, help my om my verslawing van ontslae te raak, dan vra Jesus vir jou, wil jy gesond word? Wil jy verlos word? Wil jy jou verslawing laat gaan? En dis die vraag wat jy ook vir jouself moet vra. Wil ek regtig my verslawing los? Want as jy dit nie 100% wil los nie, dan sal jy teruggaan na jou verslawing toe. Ek kan dit vir jou guarantee. Geen twyfel nie, jy sal teruggaan na dit toe, want ek het ook experience daarmee. So jy gaan moet dit wil los, voordat jy vir die Here vra, om dit vir jou te help, om dit vir jou weg te vat. Ja, jy mag enig tyd vir die Here vra, en die Here kan enig iets vir jou doen. Maar partykeer moet jy ook self insit, want daar's 'n spreekwoord wat sê, en dit is een van my gunsteling spreekwoorde, doen jou bes, en God doen die res. Dit help nie, jy vra vir die Here om alles te doen, en jy sit net agteroor, en my verslawing gaan nou net weg nie. Nee, jy moet ook insit van jou kant af. Jy moet insit van jou kant af. Jy kan nie net alleenlik net vra, help my, en dan verwag jy dit moet gebeur nie. Want onthou, temptations sal kom, en as jy het nog steeds wil doen, dan gaan jy ingee vir die temptations. As jy sien, ek weet ek gebruik rook nou net konstantse voorbeeld vandag, maar daar's baie verslawings, net so by the way, ek dink julle weet dit, maar as jy sien jou vriende rook, en jy wil nog rook, dan gaan jy ingee vir die temptations, en jy gaan saam met hulle gaan rook. Dit is net hoe dit is, want jy luister meer vir jou vlees, as wat jy vir jou gees luister. En, soos ek gesê het, jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, so hoekom wil jy dit opvoeter met al hierdie rook? Dit is regtig net ongesond vir jou. Ek lees Romeine 8 vers 31 tot 32 vir julle. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Nou, jy dink miskien jou verslawing is baie groot, en jy kan dit net nie los nie, dit is vir jou so moeilik. As dit jy is wat so voel, het ek baie goeie nuus vir jou vandag. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die Here kan jou van jou verslawing verlos, maak nie saak hoe groot dit is nie. Vir die verslawing van sigarette, dit is vape, pornografie, drink, sepies, slaap, wat ook al dit is, eet, wat ook al jou verslawing mag wees, die Here kan jou verlos. Dit is nie te laat nie, kind van God. Jy weet nie, toe ek gerook het, dit is altyd op die sigaretboksies, en dan moes daar goed gestaan van stop smoking en al die goed. En een keer het ek het gelees op die boksie wat ek gekoop het, en
Daar so het gestaan, stop smoking now to prevent any further harm. En het my net laat besef, daai woord prevent any further harm, of daai gedeelte is, het slaat hard. Want as jy nou al rook vir 'n tyd, die skade is klaar gedoen. Stop dit nou, om enige verdere skade te vermy. Dis wat ek vir julle net, ek wil net dit vir julle sê, net om onder julle aandag te bring, dat, ja, as jy ietsie doen, iets gebruik, die skade is klaar gedoen, maar stop dit, om enige verdere skade te vermy asseblief. En ek verstaan net nie, hoekom ons onsself wil laat verslaaf van iets eintlik in die eerste plek nie. Jy weet, want ons God is almagtig, jy weet, ons God is aan ons kant. Hoekom wil jy die dinge van die duiwel doen, as die duiwel in elk geval reeds verslaan is, en jy weet waartoe hy gaan? Hy gaan eendag hel toe, jy gaan eendag saam met God in die ewige lewe gaan lewe. So hoekom hou jy jouself nie besig met die goddelike dinge nie, as ek het so kan sê, dinge wat goed is, dinge wat van die Here af is nie, hoekom hou jy jouself nie besig met daai nie? Hoekom wil jy saam met die duiwel by 'n etenstafel gaan sit en van sy kos eet? As jy 'n tafel hierso by Jesus Christus, die ewige lewende God is, as jy 'n tafel by hom het, 'n plek by hom het, waar jy welkom kan voel, waar daar vryheid is, hoekom sit jy nie by hom nie? Hoekom gaan jy na die duiwel toe? Die duiwel gaan jou mislei, kind van God. Want dink net aan die, né? Ok, ek weet baie mense sê, omdat die Here sal my vergewe, die Here is lief vir my, maar dit is nie hoe dit werk nie. Dit beteken nie, jy kan aanhou met dit nie. Ek weet, ek was ook in daai plek gewees. Dit werk nie so nie. As jy die Here wil dien, en jy rook, dit trek jou weg. Dit trek jou weg, kind van God. Jy gaan al hoe verder weg en weg en weg van die Here afstap. En die duiwel gaan jou maak dink dat alles oukei is, maar hy mislei jou. Hy lieg vir jou, man. Hy gaan jou van die wal af die sloot in help. So moenie die duiwel vertrou nie. Vertrou op die Here. Doen die dinge wat goed is. Want dink dit vir jouself net bietjie logies vir 'n oomblik, né? Kom ons sê, jy sit buite op jou stoep en jy rook jou sigaret, né? Of jou vape of wat ook al. En die Here kom ewe skielik terug. En hy kom sit voor jou en hy gesels met jou en jy sit daar met jou sigaret. En dink nou, dis Jesus. Dis letterlik Jesus Christus. Dink jy, dit is appropriate? Ek dink nie so nie. Ek sal nie wil sit met 'n sigaret voor Jesus nie, ek sal myself doodskaam. Maar as ek besig is op daai oomblik om Bybel te lees of om te bid, dink jy Jesus sal dan tevrede wees? Ja, ek dink so. So dink dit net vir jouself 'n bietjie, voordat jy net sê, ek is okay, my saligheid is okay. Voordat jy dit sê, dink net eers vir jouself. As Jesus nou gaan terugkom en hy sien jou rook, of hy sien jou snyf, wat gaan jy vir hom sê? Jy kan ek soms sê, jammer, julle, my neus is 'n bietjie toe. Ek dink julle het dit al agtergekom. Maar, in elk geval, dink net 'n bietjie daaraan. Ek lees vir julle Johannes 8, vers 34 tot 36. Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die wat die sonde doen, julle, is 'n dienskneg van die sonde. En wat is 'n dienskneg? Dit is 'n servant. Imagine dit so, as jy besig is met sonde, wat in hierdie geval nou rook is, as jy besig is met dit, dan is jy 'n dienskneg van daai sonde. Dit is asof die duiwel daar so sit, en jy bring vir hom kos, en as hy vir jou iewers stuur om vir hom iets te bring, en jy gaan, en jy bring dit vir hom in alsin, al hierdie goed, en dan wil jy daar wees. Jy serve net die duiwel die hele tyd deur. Hy het jou nie lief nie. Hy gebruik jou net. Hy gebruik jou net om goed vir hom aan te dra en als. Hy wil jou saam onder toe neem. Want onthou, hy weet dat
hy nie naasten by in die posisie kan kom waar jy is nie, kind van God. Jy gaan eendag ewige lewe toe gaan as jy jou lewe vir Jesus gegee het, hy gaan nie. So hy wil jou aftrek na sy vlak toe, sodat jy saam met hom eendag hel toe kan gaan. En moenie vir daai val nie, ek het vir dit geval, moenie vir dit val nie. Moenie dink dit is cool om te rook of wat ook al nie, want dit is basies net die duiwel wat jou aftrek na sy vlak toe. Kind van God, jy is op 'n baie hoër vlak as hy, want jy is ingeënt in Jesus Christus, die Messias. Die wat aan die kruis gesterf het vir jou sondes, omdat hy vir jou lief gehad het. Sou Satan dit vir jou gedoen het? Absoluut nie. Die duiwel sou nie enigiets vir jou wil doen nie. Wat nou nog van sterf vir jou? Maar Jesus het dit gedoen. En jy wil jouself meer besig hou met die duiwelse dinge. En dan het jy nog steeds die audacity om te sê, ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God. Maar jy rook dan, jy snyf dan, jy drink dan jouself dronk, jy kyk aan pornografie elke aand. Wat bedoel jy dan? En dit is nie hoe dit moet wees nie. En hulle sê in vers 36 daar, so as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. As jy nou dalk vandag se episode geluister het, of al ergens in jou lewe gekom het en jy het besef, wat ek doen is verkeerd. Jene, ek is so lank, Here, wat ek al hierdie sonde doen. Here, verlos my van dit. Dan ek beloof vir jou kind van God, dit is nog nie te laat nie. Die Here se arms is waawyd oop en hy wag vir jou om terug te kom. Gaan na hom toe. Vra vir hom dat hy jou sal vrymaak van dit. En hulle sê dan daar in die Bybel vir jou, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. As jy jou vertroue in die Here plaas, om vir jou vry te maak van hierdie verslawing wat jy het, ek beloof vir jou, hy sal jou kan vrymaak. Want as jy eers besef, ek beloof jou, ek gaan nou my gedeelte van die storie ook hierso vertel, uit my experience uit. As jy eers besef, wat donker dieptes Jesus jou uitgehelp het, dan kan jy nie help, om te lewe vir hom nie. As jy eers verlos is van daai verslawing, dan gaan jy aan die brand wees vir die Here, ek beloof jou dit. Jou verslawing kan enigiets wees, soos ek gesê, dit is nie net 'n substansie, is baie keer goeders wat ons doen, is baie keer 'n gevoel, wat ons aan vashou, waar ons verslaaf is, wat ons nie kan los nie. Maar asseblief, wees eerder verslaaf aan die Here, wees eerder verslaaf aan praise and worship, wees eerder verslaaf aan Bybel lees, wees eerder verslaaf aan kerk toe gaan, maar moenie jou verslaaf aan al hierdie middels nie. Want eendag, as die wêreld vernietig word, dan gaan al die sigarette, al die vapes, alles gaan saam met die wêreld vergaan. Maar Jesus is vir ewig. So sit eerder jou vertroue in die Here, wees eerder verslaaf om hom te dien, voordat jy die ander goed doen. Dit is rarig, dit is baie belangrik, julle. Ek weet nie hoeveel maande dit al is nie, maar ek is verlos uit sigarette uit, en ek sal dit vir ewig kan verkondig aan die mense, dat die Here my daar uitgehelp het. En ek beloof julle dat, om vry te wees van 'n goed is baie beter, as om vasgevang te wees in dit. Want as jy vasgevang is in dit, dan voel dit soos 'n tronk, waarin jy jouself bevind, en jy kan nie jouself vrymaak nie. Nou wanneer jy eers het vir die Here gee, dan is dit soos Jesus kom, hy stap daar by die gang af, en hy sluit die deur vir jou oop, en hy sê vir jou, jy's vry my kind, ek het jou vrygemaak. Dis tyd dat ons ophou met ons sonde, en die Here wil dien op dieselfde tyd. Die Here sê vir my, dis wat iemand moet hoor vandag. Dis tyd dat ons ophou met sonde, en die Here wil dien op dieselfde tyd. Ons moet ophou ook met ons verslawings. Ons moet wegbreek van dit. En ons moet alleenlik ons oë vestig op die Here Jesus Christus.
Daar sy, wat 'n episode, nee, joh, ek het geniet om hierdie te rekord, ek hoop julle elkeen het ook geniet om dit te luister, maar voordat ek julle groet, kom ons sluit net gou af met gebed, sluit julle oë, asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie vir hierdie episode, Here. Joh, dit voel so lekker om weer 'n episode te kan doen, Here. Na lank van ek se episodes doen nie. Ag, dit was awesome geweest, Here Jesus. En ek wil vir U sê dankie, Here. Dankie vir die woord, Here Jesus. Dankie vir die verse wat U vir my gegee het om te deel vandag met die mense, Here. En ek wil vir U ook sê, Here, dankie vir elkeen wat geluister het, Here Jesus. Here, dankie dat U dit op hulle hart gelê het om op hierdie episode te klik, Here, en te luister. En ek bid, Here Jesus, dat waar ook al hierdie saad nou gesaai was, Here Jesus, dat dit op vrugbare grond geval het, Here Jesus, dat die mense dit sal hoor, dit sal verstaan en na U toe sal gaan, Here. En dat hulle verslawings sal los, Here Jesus. Baie dankie dat U my uit my verslawing uit gered het, Here Jesus. Maar ek wil vra dat U ook in elkeen se lewens sal werk wie vandag luister, Here Jesus. Dat U hulle ook sal verlos van hulle verslawings, sodat hulle ook kan getuig en kan sê, Jesus maak vry. Net soos wat ek my getuienis vandag het, Here Jesus. Help vir hulle, Here, en geef hulle ook herlige getuienis, Here Jesus. Here, dankie vir wat U doen, Here. Dankie vir U oneindige liefde. Dankie vir U oneindige goedheid, Here. Dankie vir U oneindige genade, Here Jesus. Here, ons het U lief. Ons het U baie lief, Here Jesus. En ons doen alles wat ons doen, Here, alleenlik vir U, Here Jesus. Here, ons wil net doen alleenlik wat vir U goed is, Here. En help ons met dit, Jesus. Dankie vir wat U doen, Here Jesus. Dankie dat U vry maak, Here. En U herinner vir ons in Johannes 8 vers 36 dat as die Seun ons vry maak, Here Jesus, sal ons waarlik vry wees. En ek dankie vir dit, Here Jesus. Here, my Vader, dankie vir alles. U is oneindig goed en ons het U baie lief. En ek bid dit alles nou in Jesus Christus naam alleen. Amen. Baie dankie dat julle geluister het. En ja, dit was 'n awesome episode, ek persoonlik voel so. En ek hoop julle het ook geniet om dit te luister. En ek hoop ook julle het miskien 'n les of twee geleer en ek hoop dat julle selfrefleksie sal doen op julle lewe, dat julle ook sal besef dat ons kan nie verslaaf wees aan goed en op dieselfde tyd sê ons dien die Here nie. Ons moet die Here voluit begin dien. Dit is tyd dat ons verslawings agter ons los en die Here Jesus voluit begin dien. Want die Here was nie verslaaf aan enigiets gewees toe hy die kruis gesterf het vir ons sondes nie. Hy het alleenlik net gedink aan ons. En so moet ons ook in alles wat ons doen, moet ons alleenlik net dink aan Jesus, want dit alles gaan oor Jesus. En sê, wat 'n awesome episode. Onthou om altyd aan die brand te wees vir Christus, want wat help dit? Jy sê jy dien hom, maar jou aksies wys dit nie, né? Daar sê julle, onthou dat die Here julle lief het, en dat Jesus altyd daar is vir julle, as julle hom roep. OK, bye julle, ek is lief vir almal van julle, en mag julle elkeen 'n geseënde dag verder hê. God bless.